Jy luister na Perspektief, 'n program van Radio Scriptura. Welkom. Perspektief wil vir jou 'n vars, Bybelse perspektief gee op enkele nuusgebeure van die afgelope maand. Die gesprek word vandag gelei deur Jan-Louis Lee. Goeiedag, welkom. Dit is Radio Scriptura se perspektief episode vir Februarie en saam met my in die ateljee is Marnix Boersema en Jaco de Beer. Baie welkom man en dankie dat julle saamgesels vandag. Hallo, lekker om hier te wees. Mooi. Ons gaan sommer dadelik wegtrek en ons gaan gesels oor die vervolging van gelowiges wat sommer drasties verskerp het aan die begin van 2025. Nou ek wil net sommer aan die begin sê vir al ons luisteraars, ons gaan al hierdie artikels wat ons nou na verwys, ook die tweede onderwerpsartikel sal ons in die episode notas publiseer, sodat julle ook kan gaan kyk, dat ons nie hierdie dinge uit ons duim uitsuig nie, dat dit werklik gebeur. Maar ek wil verwys na 'n klomp artikels wat jy dalk nie van sal weet nie, omdat dit nie in die hoofstroom media wêreldwyd eintlik gedek is nie, hier en daar dalk 'n bietjie. Maar Geopende Deure doen geweldige goeie werk om hierdie tipe van goed aan die lig te bring. Nou, Geopende Deure het in Januarie 2025 hulle wêreld watchlist gepubliseer en net 'n uittreksel uit die artikel, net om vir julle die tafel so 'n bietjie te dek. Persecution against Christians continue to increase around the globe. The number of believers facing high levels of persecution and discrimination for their faith rose to more than 380 million, according to Open Doors, on min of meer in Januarie. So, dan sê hulle ook last year, 4,476 Christians were murdered for their faith, 7,679 churches and Christian properties were attacked, and 4,744 Christians were imprisoned. Reported Open Doors in its annual report that ranks the top 50 countries where Christians face the most extreme persecution. Nou die top 10 op die waglys is eerste Noord-Korea, dan in tweede plek Somalia, Jemen, Libië, Sudan, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran en dan Afghanistan. En wat belangrik is, want baie van hierdie lande is in Afrika, is die volgende waarskuwing van Geopende Deure. While North Korea and Eritrea struggle with either communist or post-communist oppression or dictatorial paranoia, all of the other countries in the top 10 face Islamic oppression. More than half the countries on this year's World Watch List struggle with Islamic-related persecution. Nou net om dit in perspektief te sit, uit die top 10 is meer as die helfte Islam verwind, op die top 50 is meer as die helfte. Dit is geweldig. Nou gaan ons bietjie nader aan ons. Op 25 Februarie het genocidewatch.com die volgende gepubliseer. On February 13, 2025, militants rounded up 70 Christians in the Democratic Republic of the Congo, took them to a church and then killed all 70 of them. Open Doors field sources, is ook 'n artikel in Open Doors gewees, met ander woorde hulle verslaggewers sê, the violence began at about 4 a.m. on Thursday on the 13th as militants captured and tied up some 20 Christians in the community of Maiba. The militants are suspected to be members of the ADF, a rebel group with ties to the Islamic State groups. En toe het hulle van deur tot deur gegaan en vir die mense gesê, kom uit, en hulle het toe hulle nou doodgemaak op 'n baie gruwelike manier. En 'n laaste artikel wat ons dan half bietjie na die Asiese kontinent toe neem, is 'n artikel wat verwys na geweld wat in die middel van Februarie oorgekook het in Indië. En ek gaan net vinnig weer, dit is ook Geopende Deure wat hierdie sê. Last week we shared news that alarmed Christians in India, or from alarmed Christians in India, call for violence against cow slaughterers, a term that Hindu extremists sometimes use for Christians. Two speeches, one by a religious leader and one by a man named Adesh Soni, suggested that people who butchered cows or ate beef were fair game for attack. Sony also targeted 4 specific villages he identified as majority Christian, sparking huge concern amongst many followers of Jesus. He called for a rally against those villages on the 1st of March, and believers around the world prayed against the potential mob violence. Sony's speech attracted worldwide attention and increased pressure from around the world. Various Christian and human rights organizations spoke out, and Sony uploaded a Facebook video to say he was postponing the event indefinitely. Later, he stated that it may be considered cancelled.
En dan op 27 Februarie het hulle gaan maar net verwys, ons sal dit in die episode nota sê, dis dalk nie nodig dat ek nou alles sê nie, want ons is nou al reeds 'n entjie in die episode in, maar dan is daar 'n uittreksel spesifiek wat gaan gebeur met Christene, die sogenaamde koei-slagters, beeslagters, op grond van dit wat hulle gedoen het. Nou manne, dit is interessant, nee, dit is jy sal vergewe word as jy glad nie hiervan geweet het nie, want dit het nie verskriklike media dekking gekry hierdie laaste week of wat nie. Die teksvers wat by my opkom wanneer mense so hierna luister en dan uiteindelik die vraag vra hoekom word hierdie tipe goed nie in die media vermeld nie, is 'n teks wat in Spreuke staan, Spreuke 31. En daar staan in vers 8 en vers 9, maak jou mond oop vir die stomme, vir die regsaak van almal wat wegkwyn. Maak jou mond oop, oordeel regverdig en verskaf reg aan die elendige en die behoeftige. So dit is 'n baie groot deel van die Christelike lewe, van die Christelike opdrag wat ons ontvang, is dat ons 'n praktiese Christendom, 'n praktiese geloof moet hê waar ons omsien na hulle wat klaarblyklik geen sê het in die samelewing nie. Ons het vanoggend het ons ook gelees, ek en die kinders het gelees uit Timoteus, waar Timoteus ook spesifiek deur Paulus vermaan word en vir hom gesê word, gaan leer vir die mense dat hulle moet sorg vir hulle eie huisgenote, as hulle dit nie doen nie, is hulle slegter as die ongelowiges. So hierdie is 'n groot aspek van die Christelike lewe. Dit is nie die wesenlike taak van die kerk om 'n maatskaplike organisasie te word nie, dit is nie wat ek sê nie. Maar die kerk kan nie stil bly oor hierdie tipe goed nie. Nou, die vraag onmiddellik is, waarom praat die hoofstroom media nie oor die vervolging van Christene nie? Dit ontlok baie vrae rondom die filosofie van journalistiek wat op hierdie stadium gehuldig word. Wat is die journalistiek se mikpunt op hierdie stadium? En weer eens 'n oproep vir ons as Christene wat in die journalistiek is, joernaliste wat in die wêreld daar buite werk. As jy 'n Christen is, dan glo ek as joernalis het jy ook hierdie taak om nie net die waarheid te praat nie, maar om ook die stem te laat hoor van die stomme, van hulle wat nie 'n sê het nie. So dit is natuurlik nou 'n opmerking nie direk oor die vervolging nie. Ons het in vorige episodes het ons al gepraat oor die vervolging aspek. Hierdie is miskien meer 'n oproep dat ons as Christene ook bewus moet wees van hierdie gevalle wat ons nou ook bekend maak op Scriptura, dat ons ook voorbeding doen vir ons broeders en susters wat vervolg word, en miskien is daar selfs maniere waar ons ons medegelowiges kan help. En dan, deurdat ons nou daarvan weet, is dit nou ook nie meer iets wat ons kan ignoreer nie. Dit is ook iets waarvan ons deeglik moet kennis neem en ook aktief daaraan betrokke raak, as dit enigstens vir ons moontlik is, as dit in ons vermoë is. Ja, so dit is 'n paar gedagtes van my kant af. Ja, ek dink die eerste punt wat Marnies ook genoem het is en wat ek dink ons graag wil ook tuisbring met die artikels is hoe die media ek dink eintlik ons kan dit verwag, niks hieroor sal sê nie, en hoe ons moderne media wat maar baie anti-kerk en anti-christelik is, ek dink nie regtig iets hieroor sal sê nie. Ek meen as daar iewers iets gebeur, al is dit die kleinste insident waar daar, kom ons noem dit 'n rassevoorval, iemand sterf weens 'n rasseaanval, of iemand sterf vir een of ander rede van nalatigheid van 'n hospitaal, of die kleinste insident. En nie dat ek hierdie voorbeeld wat ek nou wil noem wil afspeel nie, maar ek het gister, want julle dra seker kennis van die Jocelyn jong meisie wat weggeraak het daar in die Weskus iewers. Die ding het geweldige groot kan ek sê media dekking. Ek meen hulle het 'n hele openbare hofsaal gereël waar die ding verhoor word. Dit word uitgesaai, dis geweldig. Nou ek speel glad nie af nie dat dit 'n bose ding is wat daar gebeur het nie, maar hier sit ons met een insident waar 80 Christene blaatant koelbloedig onthoof word. Ek het dit vinnig op 'n artikel raak gesien iewers, maar dit kom nêrens voor nie. So twee dinge wat ek daar wil sê is, ons kan maar verwag dit is hoe die media gaan reageer. Die media waar 'n Christen tereggestel word vir sy geloof, selfs in onskuld, ons gaan nie hoor dat dit 'n groot storie is dat gaan in die klok nie.
want dis maar die media se storie, se ding. Die tweede ding daarvan is, dit het my ook net by my net die ding tuis gebring, die artikel by my verbygekom, ek het dit vinnig gelees, maar mense was so opgesuig met hierdie politieke drama in ons eie land, die afgelope tyd, tesame met alles wat gebeur rondom Amerika en Suid-Afrika ensovoorts, dat ek het agtergekom in my gedagtes dat ons verloor baie keer fokus as kerk. Ja. En ons kan so polities ingetrek word, dat ons as kerk die groot saak waarvoor ons hier op aarde is, vergeet. En dit beteken nie, dit is eintlik een van daai moeilike dinge, want nou kan mense weer ekstreem reageer en sê, maar die kerk moet glad nie by die politieke betrokke wees, of iets sê daaroor nie. Dis ook nie waar nie. Maar om hierdie regte balans van ons roeping te hou, ja, vra van ons ernstige gebed en nadenke. Terugkom na die storie toe, ek dink tog daar's 'n paar dinge om te sê oor. Vervolging is reël, is eg. En die Bybel noem ons dit. Paulus sê in Hebreërs, sê Paulus nie, sê ek nie Hebreërs, maar Hebreërs 13 vers 3 sê, ons is so gewoond om Paulus aan te haal, want hy die meeste van die Nuwe Testament geskryf, maar Hebreërs 13 vers 3 sê, dink aan die gevangenes asof julle saam met hulle gevangenes is, en aan die wat mishandel word as mense wat self ook liggaam het. So dis is 'n groot oproep vir ons as kerk, dat ons kan so besorg raak oor ons land se politieke heenkome en toekoms, en dat ons so, ek moet eerlik van julle sê, hierdie maand of 2 het swaar op my hart gedruk oor die situasie in ons eie land. So swaar dat ek nou vir myself vra, maar wat het ek gevoel toe ek lees 80 Christene is broers en susters is onthoof. En ek dink daar's vir ons 'n ernstige oproep hierin vir ons as kerk, dat ons moet versigtig wees om emosioneel meegesleep raak. Ons moet ons fokus hou, ons moet dink, en ons moet regtig die Here vra om ons te lei. Ja, dat is ons broers en susters, nee. As ons glo dat die Here 'n geloofsfamilie van reg oor die wêreld van alle tye en alle plekke bymekaar maak, dan moet dit ons so tref, in my opinie, net soos die martelare van die vroeë kerk. Dit is maar presies dieselfde daar. En dan moet ek sê, dit is my kommerwekkend, die rol van die Islam in hierdie tipe van vervolgings nie. En wat nou interessant is as jy gaan kyk na Europa, en dan gaan kyk jy na die voorvalle van geweld en goed wat aangemeld word in lande soos Parys. Ek het nou nog iets gesien in Skotland, ek het 'n statistiek van moslems in Skotland gesien, toe dog ek, wow, jy weet, dit is verskriklik. Dis ook maar net 'n ding wat 'n mens moet ophou, en dan ook, weet nie wat 'n mens daan sal doen, buite net, weet, wat sê jy man, niks? Ja, net iets wat ek wil opmerk, nou dat jy praat oor die Islam en so aan, iets wat ons moet opmerk by hulle, ongelukkig, dit is natuurlik nou baie negatief, maar wat ons moet opmerk is die deursuiwering van die islamitiese geloof in elke aspek van die samelewing. Kyk na Europa. Daar word politici aangestel wat islamities is. Daar word die wetgewing, hulle druk om die wetgewing te verander. Dit op die strate hoor jy die Islam, oral. Jy hoor dit reg deur die hele samelewing. En ongelukkig is dit natuurlik die anti-christelike werk is dat hy so deursuiwer op elke aspek en dat hy totaal en al vernietig. Maar wat ons daar ook moet raak sien as Christene is aan die ander kant weer, in die positiewe kant, die koninkryk van die Here suiwer ook deur, maar dit werk so suurdeeg. En dit is miskien nie so opspraakwekkend en so groot enorme bohaai, jy weet, soos wat ons nou miskien in die media sien oor die Islam nie, maar dit is klein bietjie suurdeeg wat die hele bak sal deursuur. So terwyl ons daai deel vashou, dat ons as Christene ook met hierdie suurdeeg werk en dat ons die hoop het dat die koninkryk van God in elke aspek ook sal deurbreek, ons hou daai deel vas, is daar ook hierdie oproep tot verantwoordelikheid dat ons ook werklik op elke aspek en elke terrein van die lewe van die samelewing moet daar 'n deursuring plaasvind. Ek weet nie of dit 'n woord is nie, maar moet ons as Christen in elke aspek moet dit ook deurgaan. Nou sê ek nie daarmee dat ons soos die Islam presies moet doen wat hulle doen nie, maar ek dink ons luisteraars hoor die oproep hier. Dit is belangrik as ons hoor van vervolging, wat is ons reaksie daarop? Dit moet ons des te meer aanvuur en opskerp om te besef dat hier is 'n baie groter geveg aan die gang, wat nie so ooglopend is in hierdie wêreld en in die media nie, want dit wil nie ooglopend wees nie, die vyand wil dit nie ooglopend hê nie.
Hy hou dit doelbewus agter die skerms en ons moet dit raak sien. Ons moet verby dit kan sien. Ja, ek dink saam met die idee van oproep wat Marnix noem, wil ek ook net sê dit ons onderspeel so graag ons onderspeel so gou die waarde van gebed. Mens mag vra, hoe staan ons saam met ons broers en susters wat so vervolg word? Daar is nie 'n beter manier as om hulle voor God se troon te bring nie, want as ons dit doen, raak dit ook ons eie harte aan en begin ons meeleef met ons mede-Christene in ander dele. En ek dink ons moet aktief ons inskerp wat ons ook lees. Ek het gepraat oor nuus lees. So ons moet ook graag nuus lees, eintlik meer so oor wat in die kerk aangaan in die wêreld. Daar is groepe soos Geopende Deure en World Wide Watch en verskillende. Ek weet daar's 'n Amerikaanse groep ook wat baie moeite doen, ek kan nie hulle name onthou nie, wat ook baie moeite doen om vervolging in die wêreld na vore te bring en te wys. En daar's baie goeie verhale en selfs getuienisse. So ek dink ons kan ook 'n bietjie kyk na wat ons lees. Kom ons lees ook meer ander dinge sodat ons kan aktief bid daaroor. Ek dink wat ons in ons kerke ook kan doen is om gereeld nou en dan iewers in ons verskillende groepe, het so vir 'n Bybelstudiegroep of selfs op ons ek meen baie kerke het 'n bulletin waarin hulle gebedsversoeke en goed insit om gereeld iets daaroor in te sit. 'n Stukkie nuusbrokkie te gee van luister, dis wat gebeur het in Afrika. Hier is 10 klomp mense onthoof. Bid asseblief ernstig daarvoor. Vra ook dan vir jou verskillende gebedsgroepe om te bid daarvoor en selfs dalk verder te gaan te dink, maar kan mens dalk vir hierdie kerk 'n bemoedigingsbrief skryf? Jy skryf van jou, as jy nie eers aan ek bedoel as nie eers ons verband of niks nie, vind uit waar kan ons kontak skryf. Skryf vir die kerk 'n bemoedigingsbrief. So ek dink ons moet baie meer moeite doen om, soos daai Hebreërs vir ons sê, leef asof die mense ons eie mense wat in gevangenis is, asof hulle mense is met hulle liggaam aan wie ons deel het. En onthou dat dit maar deel van die Christelike lewe is ons kan vervolging te wag te wees en dit is maklik om te dink dis daar ver. Dit is eintlik nie so ver nie. Dit is al aan die naderkom. Maar laat ons aanstap na ons tweede onderwerp. Ons het in Februarie, eintlik wat ons nou beleef met die laaste paar weke was die afswaai van die sogenaamde toekenningsseisoen, die award season daar in Amerika, waar al die Hollywood elite mense bymekaar kom vir hulle self hande klap en dan gaan die mense maar aan met hulle lewens. Nie regtig 'n impak meer nie. Destyds het mense nog fliekse kyk en gevolg wat met die toekennings gebeur en hier en daar het jy nogal gehou van die flieks wat genomineer is en wat gewen het, maar deesdae is dit nie meer die geval nie. Maar daar het iets interessant gebeur in Februarie by die Golden Globes. En ek gaan maar weer en ek vra absoluut om verskoning aan al die luisteraars vir my Engels. As daar 1 of 2 Engelse luisteraars is wat Afrikaans verstaan, julle kan sien uiteraard is Afrikaans my eerste taal, so ek pleeg Engels en ek bely dit ruiterlik. Die artikel in CBN het gesê die volgende: Nikki Glaser, the comedian who pledged host to this year's Golden Globes Awards in Beverly Hills, joked Sunday that none of the evening's winners thanked God for their successes. And at the halfway point of the star-studded show, Glaser said the acceptance speeches had been on fire before looking at a tally of who winning celebrities had thanked upon receiving their prizes, with cast and crew members filling the number 1 spot, followed by moms and Access Hollywood host Mario Lopez. God, the creator of the universe, with 0 mentions, said Glaser. No surprises in this godless town. Nou, dit is op sigself al reeds bietjie skokkend en dit is eintlik nie verrassend nie. Ek bedoel, as jy enige fliek vir die afgelope hoe lank kyk, nie, dan is dit nie moeilik om godslastering te vind nie. Ek bedoel, jy kan eintlik nie meer die goed kyk nie, want jy moet dit afskakel, omdat daar implisiet of eksplisiete lastering is. Maar wat toe nou gebeur het, want niks is ooit eenvoudig in hierdie lewe nie. Toe is daar 'n paar vure in Kalifornië. Onder andere in die gedeelte van die stad in Los Angeles, waar hierdie nou gebeur het, en baie mense toe 'n direkte lyn getrek en gesê, kyk, God laat nie met hom spot nie. So aan die een kant het ons nou wat gebeur het, en aan die ander kant het ons die vure, en die vraag is, kan 'n mens 'n lyn trek? Belangrike ding, Jan-Louis, is hier dat ons versigtig moet wees om harde vergelykings te maak en harde lyne te trek, asof ons alwetend is, asof ons presies weet
wat God beplan, asof ons presies weet wat in sy geheime raad, as ons dit so kan sê, aangaan. So, mens sou moet begin met 'n waarskuwing om te sê, versigtig vir harde gevolgtrekkings maak, waar ons direk kan sê, een is gelyk aan die ander een. Aan die ander kant weer, merk 'n mens nogal op, en ek weet nie of dit net onder ons Afrikaanse Christene is, of dit miskien net in ons GKSA kringe is, ek weet nie, of dit in ons Drie Sisterskerke is, of wat ook al, maar 'n mens merk 'n bietjie op, dat daar weer 'n tendens is, dat mense na die ander kant toe gaan, waar daar geen gevolgtrekkings gemaak word nie, en waar daar geen lyne getrek word nie, waar daar met ander woorde geen korrelasie gesien word tussen God wat gelaster word en 'n hele stad of dorp wat afbrand nie. Dit is ook nie waar ons moet wees nie. So ons moet ook hoor wat die skrif baie duidelik sê in Galasiërs 6:7, en jy het nou vinnig daarna verwys. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Nou daai deel is natuurlik iets wat ons baie gereeld sien in Hollywood, wat ons sien op die flieks, wat ons gesien het op die Golden Globes. Dit is, God word aktief bespot. Maar daar's 'n volgende deel in hierdie vers ook, Galasiërs 6:7, wat dan aangaan en sê, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. In ander woorde, ons moet hier ook raak sien dat God laat hom nie bespot nie, en moontlik is die vure 'n gevolg van God se oordeel. Ek sal nie direk sê dit is nie, ek sal sê dit kan moontlik wees, want God laat hom nie bespot nie. En daarmee saam moet ons ook vashou dat daar is 'n oorsaak en gevolg effek wat God in hierdie skepping en hierdie wêreld ingebou het. So wanneer mense onreg en ongeregtigheid en misdaad saai en voorstaan en weet soos wat Hollywood doen, dan moet hulle ook 'n gevolg verwag. Nou, weer eens, is die vure nou direkte gevolg daarvan? Ek het nie die vaagste benul nie. Ek lig bloot die beginsel hier uit. En die beginsel is dat die Here vir mense ook laat maai wat hulle saai. En dit moet ons ook vashou. So moenie harde lyne trek nie, maar moenie een van die twee nalat nie. Dit is waarvoor ek sou pleit. Kyk, wat die mense baie gesien het, is dat ons het mos die plan vir die wêreld se einde het ons mos in Openbaring, nee. En dat daar weer eens op een of ander of uit baie kringe uitgesê is, maar goed, ons is nou min of meer hier in Openbaring. Ja. En jy weet, daai hele verskriklike oppervlakkige manier van om met die woord van die Here om te gaan, om te sê, goed, maar Openbaring voorspel dit, en dis nou die volgende ding, en dit is glad nie wat, en ek hou van die balans wat jy nou gehandhaaf het, want dis eintlik dis eintlik die manier waarop 'n mens na hierdie saak kyk, nie te veel, nie te min nie. Ja, is 'n baie groot belangrike onderwerp hierdie. Dis nie die eerste keer wat ons sien dat mense soos vinnig spring na hierdie ding toe nie. Ons het dit gesien, ek nou onthou wat dit daar in George gebeur het. Ons moes op 'n stadium in George iets gewees ook gebeur toe het mense gesê is omdat nie George nie, Nysna. Dat moes iets groot in Nysna gebeur. Het ook brande. Oor 'n gay pride storieetjie, ja. Ja, toe sê almal dis die gay pride het die oordeel gebring en nou as gevolg van dit. En toe het ons die Day Zero ding in die Kaap gehad. En toe het almal gesê die Kaap is die Pride Mekka en dis hoekom dit gebeur en die Here se oordeel ensovoorts. En so ek sien 'n tendens onder Christene om deesdae hierdie lyn te neem. Almal is desperaat. ons is so vasgedruk in 'n wêreld waar daar slegte dinge gebeur en God gelaster word en allerlei goed gebeur. Ek onthou so ruk terug toe Helen Zille nog die premier van die Weskaap was, is 'n hele klomp jare terug. Toe het hulle 'n intergeloof gebedsding gehad aan die voet van Tafelberg met 'n klomp gelowe. En Christene het natuurlik is dit verkeerd, so ek wil net dit sê, maar toe weer eens toe is dit ook dieselfde ding. Die Here gaan vir julle oordeel en toe gebeur daar iets, daar's die oordeel van die Here. Nou ek wil baie sensitief praat. Ek bespot nie die mense wat so dink nie, maar ek sien 'n tendens onder Christene wat so 'n eenlynige, ons is so desperaat oor die onreg in ons tyd, dat wanneer iets gebeur, is asof ons nie kan wag dat die Here moet iets doen nie. En natuurlik moet ons, en ons moet bid vir die Here se wederkoms, en ons kan teen die bose bid. Die psalms is vol daarvan, die omverwerping van die bose.
Ek dink dit is wat ons moet doen. Maar Christene moet regtig dieper gaan dink oor die Bybel. En ek dink hier is 'n oproep vir ons as predikante en ook vir kerkrade en ouderlinge om ons lidmate te disipel en te leer oor hierdie tipe goed. Want hierdie goed gebeur in ons eie kring ook, in gereformeerde kring ook. Om ons eie lidmate te disipel en te leer om meer verantwoordelik om te gaan. Want in Kalifornië was daar Christene ook wat regtig die Here getrou volg. Kan ons nou regtig sê God het daai kind wat gesterwe het. Ek sê nou nie 'n spesifieke insident nie, ek noem 'n voorbeeld. Kom ons sê daar het 'n kind, 'n jong kind gesterwe in hierdie brand van 'n gelowige ouerpaar wat regtig die Here volg in getrouheid. Kan ons nou sê dis die Here se oordeel? Dit sal baie gevoelloos en verkeerd wees om dit te doen. In alle insidente is daar verskillende mense wat geraak word. Die Bybel is duidelik. Paulus skryf baie oor in Romeine, daar van hoofstuk 8, 9 en 10 en 11, waar hy God se soewereiniteit bespreek. Wie is die Here se raadgewer? Ons wil so graag die Here se raadgewer wees. Ons wil so graag vir God dink. Dit is eintlik die groter sonde, wil ek amper sê, is dat ons altyd vir God wil dink en ons wil sê. So ons as Christene moet regtig met baie meer wysheid optree. Ons veral in gereformeerde kring ook, wat hierdie lering van God se soewereiniteit en voorsienigheid het in ons belydenisskrifte. Soms is dit asof dit vir my lyk asof gereformeerde Christene vergeet het wat hulle geleer het en wat ons bely. So hier's 'n baie groter sig op hierdie saak. Ek dink Marius het dit reeds gesê. Dit mag die Here se oordeel wees, want dit is in die Bybel. Die Here sê hy oordeel reeds. Ek meen in Romeine 1 praat die Here van hoe die oordeel van God oor hierdie wêreld staan. Die Here het oordeel nog steeds. Daar is sulke insidente wat direk aan sy oordeel gekoppel kan word, wat ons seker eendag in die ewigheid sal sien. Maar ons kan dit nie vandag vir mekaar sien. Die tweede ding is, maar daar's 'n ander kant ook, hierdie kan 'n oproep tot bekering wees. Daar's Christene wat sterf van hierdie insident, maar daar is ook uitverkorenes wat die Here wil red en wat hierdie net sy mag weer tentoonstel. Sodat mense besef maar daar's 'n wêreld buite ons wat ons het nie beheer oor hierdie heelal nie. Daar moet 'n God daar agter wees en mense tot hierdie deur sulke insidente tot bekering roep. Want vir die Here is dit baie meer belangriker dat jy sterwe maar gered is. Verstaan? So as 'n komplekse, ek kan so baie dinge nog noem uit die skrif uit. Daar's 'n komplekse samewefing, as ek dit so wil noem, van Bybelse gedagtes by so 'n enkele insident. En dit sal baie onverantwoordelik vir iemand wees om 'n uitspraak te maak sê, God het julle geoordeel wat by die Golden Globes gebeur het. En daarom moet ons baie wysheid hieroor praat en nadink. Miskien is daai gedagte van, jy weet, julle het hierdie gay pride gehou of julle het God geluister op die Golden Globes, dis hoekom hierdie goed met julle gebeur het. Miskien is daar agter ook hierdie gedagte van sien God is aan ons kant. En ons was al die tyd reg, julle is verkeerd. So dis 'n bietjie van 'n toutrekkery tussen wat se span is die wenspan. Uit die aard van die saak is ons as Christene is reeds in Christus oorwinnaars, maar ons het 'n misplaaste roem. Want ons roem nou in wat ons sê ons reg doen en wat hulle verkeerd doen en daarom word hulle geoordeel. So eintlik wil ons eie werke of ons eie die feit dat ek nog nie God geluister het op 'n Golden Globes, dit wil ek nou ophef as 'n rede waarom die Here my en my dorp gespaar het, maar nie vir julle nie. Jy weet, so dit is inderdaad 'n baie gevaarlike ding. Ek wil net noem wat jy na verwys het, Jaco, die oproep tot bekering. Dit is Handelinge 17 is hierdie groot oproep wat Paulus dan rig ook aan hierdie heidenasies en dan sê hy, God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Ja. So Paulus sê Jesus Christus is uit die dood opgewek vir hierdie rede en dit is om die nasies te oordeel en daarom moet almal nou opgeroep word tot bekering. En in daai opsig kan ons tereg sê die vure in Kalifornië is definitief 'n voorloper van wat die oordeel sal wees. Dit moet vir ons ten minste dien tot 'n oproep van bekering. Jy weet, ons kan nou ook nie, ons het nou baie mooi heeltyd gesê dat ons die balans moet handhaaf hier en ons moet nou nie aan die uiterste gaan waar ons sê die vure beteken niks. Dit is maar net toevallig dat dit in Kalifornië gebeur het, toevallig na die Golden Globes, toevallig in 'n plek wat werklik goddeloos is, waar baie mense goddeloos is, nie almal goddeloos is nie.
So daai gedagtes moet ons ook onthou en in die skrif derentyd dat God wel volke en nasies oordeel. Dat God sê die ongeregtigheid van die nasies hoop op. Dis nou my eie parafrase, maar dit kom tot aan die hemel. En as dit dan 'n bepaalde punt wat God bepaal het bereik, dan kom sy oordeel oor hierdie volke en hierdie nasies. En dis ook iets wat ons in die skrif vind. Maar om miskien net saam te vat is weer eens handhaaf hierdie Bybelse balans wanneer dit kom by hierdie tipe gevalle. Ek dink dit baie belangrik is. Ek vind dit nie in die skrif dat die Here vir gelowiges sê goed, staan en verlekker julle oor die oordeel van die heidene nie. Inteendeel, as 'n mens ek dink in Genesis 18 met die verwoesting van Sodom en Gomorra vir meer as een rede, maar ek dink veral ook omdat die verwoesting verskriklik is, mag Lot hulle nie eers terugkyk nie. Hulle mag nie terugkyk na wat aan die ander kant toe gaan nie. En allermins mag ons as gelowiges vanuit die hoogtyd staan en sê ja, soos julle nou net gesê het, kyk wie die Here is aan ons kant. Ek dink nie dit is betaamlik vir 'n gelowige om te sê, maar kyk nou daar, kry vir julle drive-by tipe van storie nie. Jaco, 'n laaste gedagte van jou kant af. Ja, ek wil net, ek meen hierdie vraag is eintlik so oud soos die berge, as ek bijvoorbeeld dink aan die gedeelte, dis in Lukas gewees waar die mense vir Jesus kom vra het oor, jy weet, is dit hierdie mense se sonde, so tot daai mense se sonde, en sy boodskap aan almal was dat dit gaan nie oor presies wie se sonde en wat se sonde dit was nie. Sy boodskap was dat as julle nie ook tot bekering kom nie, dan kan so iets met julle ook gebeur. En die mense was nie eens betrokke by die insident, hulle het hom vra daaroor. En in dieselfde gedeelte waar die een persoon wat siek was, te vra mense, maar as dit sy sonde wat veroorsaak dat hy nou siek is of geoordeel word, en sy antwoord was, nee, dit is dat God se werke ten toon kan gestel word. So, in alles wat gebeur, word God se werke ten toon gestel. En God gebruik dit in sy soewereiniteit, en dit is so 'n groot kompleksiteit dat ons nooit so uitspraak kan maak nie. Ek dink ek het net vinnig hierdie laaste ding ook noem. Julle weet van die insident wat ek veel ook genoem het van Keith Green. Is op 28 jaar sterf hy sy 2 kinders en klomp ander mense in 'n ongeluk, en hy in 'n vliegtuigongeluk. En hy het baie getrou in die Here geleef. Kan mens nou onmiddellik vra, wat het Keith Green verkeerd gedoen dat hy moes sterwe? Dit is tragies. Op 28 jaar sterwe jy met 2 van jou kinders. Maar die Here se hand is in daai saak. Ek dink ons moet dit net as 'n afsluiting sê, dat hierdie vuure is in God se raad. God het dit bepaal, dit gebeur vir sy doel. Ons sal dalk nie nou eers verstaan nie. Eendag, as ons by die Here in die hemel is, sal ons beter insig hê en verstaan. Ek dink dit 'n mens moet eerder as om 'n vinger te wys na ander, vir jouself vra met hierdie tipe van goed, as jy dan nou die tekens van die tyd daarin wil raak sien, dan wil jy vra, Here, watter deel van my lewe, watter dele van my lewe is nog nie onder die beheersing van die Gees nie. En dit as 'n geleentheid tot introspeksie te doen, eerder as om klippe op te tel en te gooi. Daarmee sê ek nie ons mag dit nie doen nie. Ek sê net laat dit eerder tot introspeksie lei as dit ons tot selfverheffing en tot hoogmoed lei. Maar ek dink ons gaan dit daar altroep. Ons wou nog oor 'n laaste saak gepraat het, maar ek dink die gesprek was so wonderlik en ons tyd nou uitgebreek dat ek gaan net doen wat 'n goeie dominee op 'n Sondagoggend nie wil doen en hy wil maar die derde punt inslaan, maar ons gaan net 2 punt preek vandag hê. Ons gaan nie 'n derde. Mag ek gou vinnig my hand opsteek in die dominee se preek? Net vinnig, want ek wil net die teks noem. Goed, gooi hom. Want ek het dit gevind. Dit is Lukas 13 vers 1 tot 5. Ek wil dit net noem want ek wil hê die luisteraars moet weet en miskien kan dit gaan lees, die gedeelte waar Jesus die vraag ontvang het, Lukas 13 vers 1 tot 5. En daarmee gaan ons amen sê vir hierdie uitgawe van Radio Skriptera. Baie dankie dat jy saam geluister het. Gaan na skriptera.co.za, volg ons op Facebook en Instagram en ons het 'n hele biblioteek van episodes met wye reeks van onderwerpe teen hierdie tyd. Ons is al 7 jaar aan die gang. Gaan soek bietjie rond en stuur vir ons 'n boodskap as jy 'n vraag het. Baie dankie.